Baie hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Ons wil vir julle baie welkom terug sê hier by Ankerpunt Jeug en dit is vir ons altyd lekker om al die kinders en jong mense hier by ons te verwelkom. Janu, dis baie lekker dat jy vandag weer hier is en ons sien uit na 'n baie mooi oordeenking. Mag die Here ook vir jou seën vandag. Baie dankie Dominee, is altyd lekker om hier te kan wees. Kom ons luister vandag na die Here se woord. Die Here het vir Janu 'n boodskap op die hart gegee en ons glo en vertrou dat dit ook vir jou tot seën sal wees. Goeiemôre, baie welkom vandag hier by Ankerpunt Jeug. Dit is vir my 'n groot voorreg om vandag weer saam met julle hier te mag wees. Ons gaan vandag praat oor die tema Maak die regte keuse. Ons skriflesing vandag is Josua 24 vers 15. Josua was 'n leier van Israel, van die Jode in die woestyn nog. Hy het by Moses oorgevat en hy het hierdie woorde gesê toe die volk begin afvallig raak het en wegbeweeg het van God af. Kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons moet elke dag onthou, ons maak keuses, wat ons gaan aantrek, hoe ons gaan praat, wie ons vriende gaan wees. Dis klein keuses, maar daar is keuses wat jou hele lewe kan beïnvloed. Nie net 'n dag of 'n week nie, maar jou hele lewe. Een van daai keuses is, wie gaan jou lewe regeer? Wie is die Here van jou lewe? Dit moet Jesus Christus wees. Die 3 hoofpunte wat ons vandag by gaan stil staan is, jou keuses het gevolge, moenie dat ander vir jou kies nie, kies vandag vir Jesus Christus. In Galasiërs 6 vers 7 staan daar, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Ons keuses het gevolge. Mens moenie dink, as jy vriende het wat 'n slegte invloed is, wat vloek, wat verkeerd praat, dat dit nie 'n invloed op jou lewe gaan hê nie. Of as jy dalk flieks kyk wat nie reg is nie, of musiek luister wat nie reg is nie, dat dit jou glad nie gaan beïnvloed nie. Ek het al in my eie lewe beleef dat as jy iemand het wat gereeld kom kuier, wat vloek, dan sonder dat jy weet, vloek jy ook naderaan. Dalk nie altyd nie, maar die meerderheid van die tyd. En ek het al by baie mense dit ook gesien. So ons moet versigtig wees wat se keuse ons maak. Want al dink ons, ag, dis nie so erg nie, dit beïnvloed jou tog. Onderbewuslik, dit het 'n invloed. Ons tweede punt, moenie dat ander vir jou kies nie. Baie kere wil ons nie uitstaan nie, want as 'n mens uitstaan, dan is al die oë op jou gerig. Mense sien jou makliker raak. Maar tog, die Bybel sê vir ons moet uitstaan. In Romeine 12 vers 2 lees ons dit, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Ons moet uitstaan. Dit is deel amper van ons Christelike plig. Mense moet kan sien, jy's 'n Christen, jy's 'n kind van God, dis hoe dit moet wees. Daarom gaan ons soms moet sê ook, as 'n mens 'n keuse moet maak of jy sekere fliek gaan kyk, met sekere mense gaan uithang, of dalk enigiets gaan doen dalk, wat nie volgens die Bybel is nie, gaan ons moet kan sê, nee, ek gaan nie saam nie. Nee, dit is nie wie ek wil wees nie, en nee, ek behoort aan Christus. Daarom kan ek nie met hierdie goed saamgaan nie. Ons derde punt, kies vandag vir Jesus Christus. Josua sê vir ons, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Die belangrikste keuse wat ons ooit gaan maak, is om Jesus te kies. Dat hy die Here van ons lewens gaan wees. Jesus sê vir ons in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Deur om vir Jesus te kies, red jy nie jouself nie. Hy alleen is die een wat red. Maar om hom te kies, kies jy om hom te glo, op hom te vertrou en sy gebooie na te kom. As daar mense is wat skinder, besluit ons gaan nie skinder nie. Ons gaan nie deel wees van die gesprek nie. Wanneer iemand wil verkeerd aandoen, sê ons ook, ons gaan nie deel wees daarvan nie. Wanneer almal van Jesus af wegbeweeg, kies jy om hom te volg.
En ons moet kies om Jesus te dien elke dag en dat hy die Here van ons lewens gaan wees en niks anders nie. Jy gaan vandag weer baie keuses moet maak. Maar ons moet onthou, ons moet vandag vir Jesus kies. Joshua sê vir ons, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Wat is jou antwoord? Sê jy dieselfde, dat ek en my huis die Here sal dien? Is Jesus die Here van my lewe? Regeer hy my gedagtes? Regeer hy my lewe? Dit is wat ons vandag oor moet dink. Wie beheer jou lewe? Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie dat ons vandag kan dink aan wat U vir ons sê. Wees met ons elke dag en laat U die Here van ons lewens wees. Dat U ons regeer in elke opsig van ons lewe. Amen.